Hey, goeiemôre almal. Draai so 'n bietjie na die persoon langs aan jou. Miskien het jy nog nie 'n kans gehad om hulle mooi te groet vanoggend nie. So 'n bietjie rondom jou miskien dalk. As dit jou man of jou vrou is en sê vir hulle jy lyk te veel beter as wat hulle gesê het. Ek sê altyd vir my eie vrou wanneer ek noem dit my eie vrou. Dankie tog, ek het net een vrou. My oupa het altyd gesê, toe sê hy, as dit so lank vat, hy was net so 50 jaar amper getroud gewees, voordat hy oorlede is, en toe sê ek vir my, oupa, hoe hou jy vas vir so lank? Hy sê, as dit so lank vat om een vrou te leer ken, sê ek nie kans vir nog een nie. Ek sê vir my dogter Bailey, ek sê vir haar, gister is ons by 'n boeremark, en ek sê vir haar, ek mis daar my ding, jong. Sy sê, jou ding, papa? Ek sê, ja, ek mis my ding. Sy sê, hoe bedoel, papa? Ek sê, die Bybel sê dat as jy 'n goeie vrou gevind het, het jy 'n goeie ding gevind. So vanoggend weer eens, ons het 'n geleentheid vanoggend om net, ek dink stilstaan oomblikke is so belangrik vir ons. En wanneer ons by 'n diens soos vandag weer eens kom, ek wil spesifiek met julle deel hoekom ek vandag se tema gekies het, hoe ek het die geleentheid gehad om so 'n bietjie werk in Botswana te gaan doen, en terwyl ek by die kliënt is, ervaar ek hier die Here by die volgende deel, hoe belangrik dit vir ons is, elke diens gaan tog oor die Here, ons weet dit. Maar ek dink ook is vir ons belangrik, dat ons is partykeer so besig om in ons Christendom, om dit uit te leef, al hoe minder oomblikke te vat, om te sê, Here, ons weet dat U bly eintlik die bron van alles wat ek wil wees. En toe dink ek aan die idee, dit laat my dink aan 'n oom wat ek raak gesien het by die Vodacom winkel, en ek was besig om my ma te help om 'n nuwe foon te upgrade. En ek sê toe vir die oom, toe hy my nou groet, die ene ouetjie wat my help, hy maak toe nou, ek het nooit diensplig gedoen nie, so as ek dit weer vanoggend verkeerd doen, is ek verskriklik jammer, ek het 'n pa gehad wat diensplig gehad het. So ek het nogal gedink, dis veel erger as om self diensplig te doen, ek dink die paas het geweet hoe erg dit was, en dan toe in hulle huis dit mooi laat deurfilter. So, en hy kom toe en die ouetjie groet my en hy sê, Sir, well, en hy maak so. En daar staan 'n oom langs my en hy sê, Boetie, nee. Hy sê, mens maak nie so nie. Hy sê, wanneer jy die diensplig doen, dan trek jy hom op. En jy maak seker jy bring hom mooi af. En dit gaan ter eerbieding. En vanoggend toe die kinders hier staan in die eerste lied ding. En ek wil net weer eens net vir al die kinders en die personeel gee net vir hulle groot handeklap. Ek dink dit was so mooi begin vir vanoggend. En die rede daarvoor is toe hulle praat van, ek dink dis die idee van laat die naam geheilig word, en dan vat hulle die naam en hulle trek dit oor en weer onder toe. En ek dink spesifiek aan dit, ek sê, yes Here, vanoggend wil ek net weer eens dat my lewe dit sal doen. Dat ek diep binne in myself sal ervaar en sal weet en sal glo en sal vashou. Hierdie was 'n baie belangrike week vir ons gewees in verskeie maniere, en ek wil tog aanlas met wat Dr. McCarty verlede week gesê het, toe hy sê dat sekere aspekte verander wanneer die regte mense sogenaamd in posisie is. Maar ons besef tog dat vir die wat glo, vir ons wat glo op elke vlak wat die Here binne ons doen, maak ook die verskil. En vanoggend wil ek net spesifiek praat oor God, ons ewige rots. En ek wil weer eens net hierdie stilstaan oomblik hê, en ek wil julle laat dink vanoggend, dis amper diep reflekterend, maar ek wil amper sê dis meer van 'n plek van verootmoediging vanoggend. Waar ons net onthou om te sê, Here, ons weet die eerste aspek vir my is ons besef tog die ankerskrif, ek wil net sien toe gaan vir vanoggend, is niemand is heilig soos U nie, Here. Ja, daar is niemand buite U. En daar's geen rots soos ons God nie. En ek wil vir jou vra dat as daai iets binne in jou hart is waar jy amen kan sê, moet dit vir ons word. Waar ons kan sê daar's niemand soos hy nie. Ons het vanoggend gesing en ons het vanoggend dit verklaar dat daar's werklik niemand soos die Here nie. En wanneer ek by spesifieke punte kom, wil ek jou vanoggend vra om net weer eens te onthou, te herinner. En ook ander te herinner aan wie die Here nog altyd was. En ek dink dit is belangrik vir ons in ons geloofsmanier, hoe ons vashou, ons anker wat ons skep, en dat ons besef, daar's gewoonlik 3 vrae wat ons gewoonlik vra in elk geval, wanneer ons volgelinge is of navolgers is. 'n Navolger vra altyd die eerste vraag, hy sê, nommer 1, gaan dit wees oor wees my anker, want dit gaan oor gee jy vir my om. Nommer 2 gaan daar 'n leidingsvraag wees, kan jy my help?
So dit gaan die beïnvloed wees. Hoe word ons beïnvloed? En nommer 3 gaan dit altyd oor vertroue. Kan ek met jou deel? Kan ek my hart oopmaak? Mag ek myself wees? En vanoggend dink ek baie van ons in ons aanbidding, hoe ons by mekaar kom en hoe ons kies om te aanbid. Party van ons is baie gewyd. Ek onthou ek het 'n tannie van my gehad, sy het dit so gedoen, in 'n diens gestaan, en na die diens toe, ek kyk toe vir haar half as jy hier so staan en jy lei sang, ek vir enigiemand vra wat hier staan, dan kan ek nie help maar om te kyk vir die gehoor nie. En omdat ons wil lei en ons wil deel wees, maar ons wil uitnooi en ons wil dit ook geniet saam met julle. En terwyl ek staan, kyk ek vir my tannie en my tannie staan net so en kyk vir my en ek kyk vir haar en sy kyk vir my en ek dink, o maggies, ek het of iets verkeerd gesing of ek is in die moeilikheid. En na die tyd kom sy na my toe en haar oë vol trane en sy sê vir my, vanoggend was so 'n gewyde oomblik vir my. En ek dink baie keer vir ons in hoe jy 'n koneksie met die Here self maak. Hoe jy kies om met die Here daai erns te maak, of dit nou met jou hande uit is, dis natuurlik die uitnodiging, maar as dit ook is vir jou diep in jou hart, jy sê, Here, U is die anker, U is alles wat ek nodig het. En 'n paar dinge wil ek graag uitlig vanoggend. Ek wil praat oor die fondasie van ons geloofsoortuigings, as ook die fondasie en voortdurende geloofsopenbarings. Want ek dink dis die idee vir ons, dat soveel soos wat ons vashou en kan teruggaan. Ek dink aan daai slogan in my area waar ek bly, het ons nog steeds daai groot bord op wat sê, SA draai terug na God. En ek wonder baie keer, hoe lyk dit vir ons? Is dit terugdraai? Is dit weer onthou? Is dit die oomblikke soos die finale lied wat ons gesing het vanoggend, waar ons sê, Here, ek is jammer vir wat ek hierdie gemaak het om te wees. Want eintlik was ek veronderstel om te onthou dat dit gaan alles oor U. Dat wanneer ek 'n kind van die Here is, sê ek dat U bly die eerste punt van my lewe. En by daai eerste punt praat ek van, buiten U kan ek niks doen nie. Dit laat my dink aan die sonnaarskool liedjie toe ons gesê het, alles wat asem het, ons het mos maar gesing asem, nê. Nee, alles wat asem het, loof die Here, maar alles wat asem het, dat wanneer ek 'n diep asem inneem, dink in hierdie week, dink in jou huidige omstandighede, dink aan dit wat vir jou of die meeste kwel of pla, of jou diep dankbaarheid, en wanneer jy daai asem inneem, dat jy dit natuurlik ook amper soos 'n asemgebed kan maak, en kan sê, Here, U was nog steeds goed, U is nog steeds getrou, U is nog steeds die God van my geloof, U is die een wie ek kan opvertrou en invertrou ook. Want in elke seisoen, tyd en selfs die oomblikke van onsekerheid, dink ek is belangrik vir ons om te onthou, dat hierdie is God se karakter. Nommer 1, hy's stabiel. Nommer 2, hy's sterk. Nommer 3, hy's betroubaar. Nommer 4, hy's standvastig. En hierdie is alles beskrywende woorde van, as ons die woord rots wil gebruik. Baie van ons kan in oomblikke met mekaar 'n koneksie hê, en ons kan ons beste doen vir mekaar, teenoor mekaar. En 'n vriend van my sê dit gister so mooi, ek dink dit was hy's 'n mede-prediker, en hy sê, wanneer ek kom om te kom preek, wil ek jou nie verwys of jou uitnooi na my toe nie, want ek kan jou teleurstel in 'n oogwink. Maar wat ek wel wil doen is, ek wil jou vra en ek wil jou amper in die rigting druk van wie Christus is. Want wanneer jy hom vind, gaan jou lewe verander. So en soveel kere wil ek vir jou vra, dat dieselfde is vir ons. Ek dink die druk as ouers soveel keer is, ek kom in die huis en ek en Bailey praat oor my oudste, sy sit nou en nou dink ek aan dit, ons gaan vat so loopie en ek praat met haar, ek sê van my skat, wanneer 'n mens predikers is, ons praat oor die idee van, wie is ek in die kerk en wie is ek buite die kerk. Bailey het hierdie sterk stelling gemaak teenoor ons familie, en sy sê die volgende, sy sê, wanneer ek net 'n Sondag Christen is, mis ek uit. Op 'n hele week van wat ek kan wees ook. Maar wanneer ek vanuit die Sondag uit leef, dan is elke dag soos 'n Sondag. En ek dink by myself, nommer 1, sy's 12. En nommer 2, vra ek vir haar, maar wanneer ek hier staan, want sy leef saam met my. Julle weet tog, ons kry 'n prentjie van mekaar, ons stap in hierdie plek en ons het die glimlag aan die hele tyd. Ons vra mekaar, hoe gaan dit? Nee, goed. Goed en jy? As dit vinnig genoeg is en jy wil hê ek moet jou uitlos, nee, goed, dankie. Goed en jy? En dan doen ons mos as ons mekaar druk, en doen ons, my ouma het altyd gedoen, sy het so tap-out drukkie gehad. Sy vat my een, dan gee sy my 3 klappies op die rug, en sy het altyd gesê, okay, genoeg, nou nie te styf vashou nie. Want baie keer is ons so gewoond om so privaat te wees, en ons sukkel baie keer om mekaar te kan vertrou in daardie oomblikke. Maar ek wil vir jou sê dat ek dink daar's 'n ewigheidswaarde effek wat ons kry, wanneer ons regtig erns maak met die God wat ewig is. En dis 'n voortdurende, of as dit 'n journey wil noem, of as dit 'n uitvind wil noem, of dit 'n oopbreek van die woord is.
En ek wil jou vra dat wanneer jy die Here soek, sal jy onthou dat die woord sê, jy sal hom vind. En wanneer die woord sê dat ons sal klop, sal 'n deur oopgemaak word vir ons. En ek dink is in daardie areas van ons lewe wat ons moet kan dink ten opsigte van hoe bepaal ek of hoe dink ek aan wie God is. Die eerste skrif wat ek graag met jou wil deel en ek gaan so 'n paar vir jou uitlees. Nommer 1 Deuteronomium 32 vers 4. Ek dink aan hierdie selfde vriend. Jammer, ek is partykeer seker te komies, maar elke ding het so 'n aanlasstertjie vir my en ek dink hy moes die eerste keer preek in Engels of party ons sal noem Engels. En Deuteronomium is nogal 'n tongue twister. Nee, en ek sal nooit vergeet, hy begin in plaas van Deuteronomy, gaan en hy sê in Deuteronomial. En ek wil nou uit Deuteronomial, wil ek vir jou die volgende sê, hy is die rots, sy werk is volmaak. Alles wat hy doen is regverdig. Hy is die getroue God, sonder onreg. Hy is regverdig en betroubaar. Dan dink ek aan die vertroue kant, wat ek vir jou nou gesê het, baie keer vertrou ons mense te veel. Hoekom wil ek vir jou dit sê? Dat as ek nie verwag van jou om 'n fout te maak nie, is ek onrealisties in my manier. In verhoudings gaan ons aanhoudend by mekaar moet kan leer en kan sien hoe ons kan vorentoe gaan. Maar ek moet tog kan besef dat jy mens is. Dis soos wanneer jy môreoggend of nou in jou kar klim en jy ry huis toe. As jy nie verwag dat iemand moontlik op die pad 'n fout kan maak nie, dan het ons 'n probleem. Dis hoekom ons dit 'n ongeluk noem. En ek dink die idee is baie keer het ons hierdie areas waar ons soveel van die mens verwag. En ek dink baie keer ons noem onsself as Afrikaners, noem ons osself die mensdom. Ek dink ons is baie keer so 'n bietjie meer dom as mens. En aan ander kere dink ek, in die Engels sê hy, we should be humankind. En ek wonder, wanneer was die laaste keer wat jy kind was teenoor elke mens? En ek ook. Soveel keer dan kyk ons na mekaar, vir mekaar, en ons is meer oordelend as wat ons genade uitleef. Maar met God is dit anders, en dan dink ek ten opsigte van hoe ons vertrou, en die Psalm 20 sê dit so mooi, hy sê, som roem in strydwaans en anders op perde, maar ons sal roem op die naam van die Here onse God. En ek wil vir jou die volgende sê, dat baie keer sal mense kyk na situasies wat buite ons beheer is, en hulle sal hulle self net kan roem in dit wat hulle gedoen het, die energie wat hulle het om 'n verskil te kan maak, of rykdom te verkry. Maar vir ons wie glo, moet ons kan sê, ek vind nie my krag van uit daai uit nie. Daar's 'n verskillende plek van waaruit ek leef, en daardie plek is die vertroue in die Here. Nommer 2 in Psalm 90 vers 2, sê, voordat die berge gebore was, en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. En weer eens soos ek vir jou wil sê, vanoggend wil ek regtig net hier vasmaak. Dis amper ek dink aan hoeveel keer ons labels vir mekaar het op negatiewe dinge. Maar wat van ons vat die labels en ons plak wie God is oor situasies ook? Want ons kan baie keer in ons gesprekke, hoor ek dit soveel keer, waar mense sê, ja, maar ons moet nou 'n bietjie realisties ook wees. En dan wonder ek, in ons realistiese manier, is ons nie besig om ons vertroue te vergeet of te versuim baie keer nie. Waar ons eerder moet kan teruggaan en sê, ten spyte van die realiteit en die situasie en die dinge wat so moeilik is en wat so anders is as wat ek gedink het, kan ek teruggaan en ek kan sê, maar Here, ek weet, U het Uself nog elke keer bewys as die standvastige ewige God. Dawid het dieselfde gedoen in Psalm 90. Romeine kom in die Bybel vir almal en hy sê dit so mooi, hy sê die wysheid van God, alles wat hy weet, alles wat aan God behoort, is meer as wat ons kan verstaan. En ek wonder baie keer vir ons of daai 'n oomblik is wat dit ons bang kry, want ons het soveel beheer oomblikke as mens. Hoe vinnig ek 'n ding kan master, of hoe vinniger ek 'n liewer op 'n ding kan kry, hoe vinniger ek kan beter verstaan, dan dink ons baie keer dit is die begin en die eindepunt vir ons. Maar ek wonder vir ons as kinders van die Here of ons 'n plek kan hê om te sê, ek verstaan nie hierdie nie, maar ek kan die Here vertrou. En omdat ek hom vertrou, is ek bereid om dit uit te loop, deur te loop, dit beter te verstaan. Ons besef tog ook baie keer dat elke brokkie inligting wat jy en wat ek het en wat ons verkry, beteken nie altyd dat ons beter verstaan nie. Hoe meer ek met mense 'n pad stap wat langer al 'n pad stap as ek, en wat ek nou kan opkyk as mentors in my lewe, en ek vra hulle dieselfde vrae om te sê, asseblief sê vir my daai een ding wat die heeltemal die verskil maak, of deel met my asseblief die dinge wat die Here deel, dat ek net 'n beter vashou kan kry. En dan sê hulle vir my, as jy daai plek gekry het, laat my ook weet. Want dit is hierdie konstante uitroep, dis hierdie konstante afhanklikheid, dis die konstante dag in, dag uit, oomblikke, momente,
waar ek en jy die geleentheid het om te kan sê, Here, maar ek besef, U weet meer as wat ek weet. God is nommer 1 dan die begin en die einde. En in Openbaring sê hy dit so mooi, hy sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Toe ons lied gesing het en ons het gepraat oor hoe groot is ons God, is dit presies daardie woorde wat by ons kan die waarheid word, om te sê dat U is die naam bo elke ander naam. Die naam wat verwarring wil bring, die naam wat wil sê, daar's hopeloosheid, U is bo daardie name. Maar hy is ook selfs bo die name wat sukses wil uitroep, wat maniere van, kom ek sê dit so, omdat ek in die spasie werk van self-development, wil ek vir jou sê, daar's sekere areas wat ek al hoe meer agterkom, ek het nie soveel beheer so wat ek dink ek het nie. En daar's 'n brokkie wat ontbreek, wanneer ek nie by myself kan besef, dat daar is die een wie my gemaak het, die pottebakker, en ek bly die klei. En dat ek kan teruggaan as klei na hom toe en sê, Here, as ons nou in Engels wil sê, you have your way. Mag U wil geskied, nie myne nie. En ons het dit vanoggend ook so mooi gedeel. God se liefde is ewig. En ek dink ten opsigte van Romeine, wanneer hy praat in 8:31 tot 39, en ek dink aan wanneer hy sê, wat kan ons skei van hierdie soort liefde? En ek wil jou vra dat, hoeveel keer het jy al gedink, in jou eie manier, wat is dit wat my weerhou, my weghou, van dit wie, miskien is daar 'n punt waar die Here kan sê, maar genoeg is nou genoeg, miskien het ek genoeg op my eie probleem, op genoeg foute gemaak, maar ek wil vir jou sê, dat as die woord die waarheid is, en dit is, hopelik bly daai ons uitnodiging om terug te kom, en te sê, Here, U is werklik anders. Ek dink aan die woorde wat, toe Jesus met Moses sy koneksie maak in die brandende bos, en ek dink, en hy sê, ek is wie ek is. En God is God by homself, heeltemal anders. Ek en jy kan hom nie vergelyk met enigiemand anders nie. So nommer 2 wil ek vir jou vra, God is ook persoonlik. En soveel wat ons in 'n gemeente, in 'n geloofsgemeenskap is, en ons hoor 'n woord saam, is hier elke liewe persoon wat hier sit vandag. En soos jy uitloop, het jy jou interpretasie van wat jy hoor, wat jy ervaar, en hoe jy dinge vorentoe gaan vat. En ek dink aan Saggeus, toe dink ek aan hoe hy gegaan het, en hy klim op in die boom, en hy sê, vandag gaan ek 'n verskil maak, en ek wil Jesus sien, maak nie saak wat nie. En so kan ons die stories deur die Bybel vat, maar jy kan ook jou storie vat. En ek dink toe daaraan om te sê, wat is my storie wat ek vir ander vertel, as hulle my moet vra, hoekom is God vir jou werklikheid? Ek het 'n baie goeie vriend van my, wat hierso is, van Nieu-Seeland af, en ek en hy praat oor hierdie diep aspek, waar mense sê, maar, hoe weet ek Here is die waarheid? En ek sê vir hom die volgende uit my eie lewe uit, dat ek kan nie vir jou verduidelik, uit inligting, hoekom die Here die waarheid is nie, maar ek kan vir jou verduidelik uit ervaring, dat die Here vir my meer is as wat ek kan beskryf. En ek wil vir een en elkeen van u vandag, vir jou vra, mag daar jou storie word. Daar party plekke is dat, ja, ek kan meer inligting verkry en ons kan praat daaroor, maar daar moet 'n diepe ervaring wees, hierdie anker in ons geloof, om te sê dat ek weet, die Here is die waarheid. So en dit gaan ons vraag sal sekerlik ook wees dat, wanneer laas het jy jou storie met iemand gedeel? Want ek dink aan die volgende, ek skryf dit neer vanoggend, ek sê God se liefde transformeer, nooi ons uit, en bring identiteitsgenesingswerk. En ek wil daai vir jou tog net noem vanoggend, as ek praat van identiteitsgenesingswerk, gaan dit oor alles wat ons vertel is ons is, in plaas van alles wat die Here sê ons is. En ek wil tog hê dat jy moet kan kyk, ek weet dis 'n kerk ding wat ons doen, maar vir die mense wat rondom jou sit, dat jy kan raak sien, dat die Gees van die Here binne hulle ook is. Dit is een van die mooiste goed wat my pa altyd vir my gesê het, hy sê, as jy kan kyk na elke mens en besef, dat hy of sy is geskape deur die Here, vir 'n doelende funksie en 'n beweegrede om vorentoe te gaan, staan jy een stapie nader om 'n koneksie met die persoon ook te hê. Maar ook in daardie manier, wanneer ons met mekaar so deel, leer ons iets ekstra van die Here. Want in my manier van die Here leer ken, gaan ek tog nie alles weet nie, so gaan jy ook nie. Maar wanneer ons by mekaar kom, kan ons iets deel van jou storie en ek kan iets van myne deel. So hoe reageer ons teenoor God se ewige natuur? Nommer 1, ons dink aan lewensaanbidding. Nie net op ons Sondag nie, soos Bailey gesê het nie. En ons dink aan konstante afhanklikheid. En vanoggend het ek het vir die span gevra om 'n video van een van my mentors te deel, en dit is John C. Maxwell. Ek het die geleentheid, die groot voorreg gehad om hom te ontmoet in 2018.
En hy het hierdie stuk wat hy praat oor vertroue in die Here. En vanoggend vra ek vir die span, ek wil graag hierdie gedeelte vir jou speel vanoggend. En terwyl jy hierdie stuk kyk, wil ek jou vra, jy kan of, as jy iemand is wat in jou persoonlikheidstipe, hy gaan vir jou vra om te sê dat hy gaan die woorde gebruik, you can trust him, en dan gaan ons sê, we can trust him. Want die idee gaan wees dat hoe hy die Here beskryf uit hierdie manier, dit gaan daar verskillende beskrywende woorde wees. En of jy dit nou hard regop sê en terug sê, en of jy dit diep in jou hart ook vanoggend sê, wil ek jou vra om hierdie gedeelte te vat en jou eie te maak. Baie dankie. Just want you to know you can trust him. You can't trust yourself. You all right out there? Sometimes you can't trust others, but you can trust God. And all of the verses were just based on helping them to understand that this God values them and that they can trust him. When I pastored in San Diego, we had a beautiful African-American pastor named S.M. Lockridge. He's passed away now. Old, beautiful preacher. I mean, he could preach. He had an oratory in his voice and his sermons. And I mean, he preached like I'm going to preach when I go to heaven. And I would bring him in, when you have your beginnings here, Robert, at the first of the year, I'd bring him in and I'd bring his choir in. And we'd have a night service just like this. It was a 3-hour service. It was a 3-hour because it was a 3-hour service. The choir sang until the glory came, and in our church it took a while sometimes. and then S.M. Lockridge, he preached until the glory came. And every year when I'd call him on the phone and say, now, Pastor, I need you to come to get our church ready for the new year. And I say, now, you preach anything you want to, but I want you to take a time out to talk to the people about how they can trust him. Because he had this amazing piece of oratory where he would tell people to trust God. And so I wrote it down, and I can't preach, can't even touch him, can't even preach like him, but I brought it with me, and I thought I'd try. But you're going to have to help me out. I've got to have an African-American congregation here. You understand? You understand? Okay, you got to help me out. You got to talk to me, all right? Because there's going to be every once in a while I'm going to say, you can trust him. And when you hear me say you can trust him, you repeat back to me, we can trust him. We can trust him. You got that? Let's practice it. You can trust him. Oh, okay, you're ready to go. You're ready. Look at the person you're sitting beside and tell them, you just come to church. Go ahead and tell them that. You just come to church right now. In fact, I'll get up. I'm going to do it. I can't do it like he did it. But this will be my pulpit for a moment. All right. This will be this man, when we go to heaven, he will be preaching. Paul, and he will be preaching. Here's what S.M. Lockridge would say. No barrier can hinder him from pouring out his blessing. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperial powerful. He's impartially merciful. He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of the world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. I'm trying to tell you, church, you can trust him. He does not have to call for help, and you can't confuse him. He doesn't need you. He doesn't need me. He stands alone in the solitude of himself. He's august. He's unique. He's unparalleled. He's unprecedented. He's supreme. He's preeminent. I'm trying to tell you, church, you can trust him. He's the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the supreme problem of higher criticism. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the cardinal necessity of spiritual religion. He's the miracle of the age. He's the superlative of everything good, and you can call on him. I'm trying to tell you, church, you can trust him. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he sees. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the leper. He forgives the sinner. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He regards the aged. He rewards the diligent. He's beautiful. He's meek. I'm trying to tell you, church, you can trust him.
He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway to peace. He's the roadway to righteousness. He's the highway to holiness. He's the gateway to glory. You can trust him, church. He's the master of the mighty. He's the captain of the conquerors. He's the head of the heroes. He's the leader of the legislators. He's the overseer of the overcomers. He's the governor of the governors. He's the prince of princes. He's the king of kings. He's the Lord of lords. I'm telling you, church, you can trust him. Oh, you can trust him. You can trust him. Oh, you can trust him. You can trust him. No one like Jesus. No one like Jesus. Listen to me. Listen to me. His office is manifold. His promise is sure. His life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. The word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. His yoke is easy. His burden is light. I wish I could describe him to you. He's indescribable because he's incomprehensible. He's irresistible, and he's invincible. I tell you, church, you can trust him. You can't get him off your hands. You can't get him off your mind. You can't outlive him, and you can't live without him. Pilate couldn't stand him when he found that he couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. The witnesses couldn't get their testimonies to agree. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him. And thank God, the grave couldn't control him. I'm telling you, church, you can trust him. There was nobody before him, and there'll be nobody after him. He had no predecessor, and he'll have no successor. You can't impeach him, and he's not going to resign. I tell you, church, you can trust him. Oh, let's give him a praise. No one like him. No one like. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Vanoggend vir 'n oomblik wil ek vra dat jy net saam met my sal staan asseblief. Selfs in tye van onsekerheid kies ons aanhoudend en onthou ons ankerkeuses. Deuteronomium 32 vers 4 sê dit so: hy is die rots, sy werk is volmaak, alles wat hy doen is regverdig. Hy is 'n getroue God sonder onreg, hy is regverdig en betroubaar. En om te lewe in die lig van ons ewige rots het ons twee vrae wat ons vanoggend kan vra. Nommer 1 sien ek God raak as die outeur van my geloofslewe. As ek dink aan Hebreërs, dan sê dit so mooi, hy sê hy is die begin en die volëinder van my geloof. En hy is die volëinder van jou geloof vanoggend. En elke manier wat jy hom kies om hom aan te vra van jou eerste ja af wat jy hom gegee het, tot elke liewe ja daarna, is hy die outeur van jou geloof. Hy is alles wat ons nodig het, hy is die bron van lewe. En daardie lewe is lewe in oorvloed en lewe in ewigheid. En mag jy vanoggend, terwyl jy staan en diep dink en hierdie woorde vat, en ek het nie 'n beter manier gehad om te beskryf hoeveel meer kan ons hom vertrou en op hom vertrou en in hom vertrou. En elke nuwe beskrywende woord en elke storie wat jy het wat jou geloofslewe kan beter artikuleer, wil ek jou vra, hou net aan vertrou. Nommer 2, ons hartkonneksie met ons ewige Vader, wat ons lei na 'n lewe van getrouheid en geloof. En vanoggend wil ek graag vir jou bid dat, terwyl jy hier staan, dat jy 'n diep ervaring, 'n bewustheid sal hê van die koning van alle konings en die Heer van alle Here. En vanoggend, dat ons weer ons ja vir hom gee. So kom ons bid saam. Here, vanoggend, Here, die woord Sela skep vir ons 'n oomblik om nie net diep na te dink nie, maar weer eens net dieper te vertrou. En vanoggend, Here, bid ek vir elke individu wat hier is, elke persoon wat deel is van ons geloofsgemeenskap, as ook die wat aanlyn is, Here, dat ons anker ja sal vasmaak.
Here, U is alles wat ons nodig het. Ons wil U beter leer ken, Here. Ons wil saam met U stap. Ons wil U aktief binne in ons lewens ervaar, Here. En vanoggend sê ons dat U is die ewige rots. En ons loof U daarvoor in die naam van Jesus Christus. Amen.